Hallo en welkom hier by Farm Space. Hierdie drone besigheid, is dit nou actually iets waarin jy kan belê? Ek praat hier met Dirk Laas, hy sê Ottosdal se area. Is vandag besig om lekker kunsmis te strooi en te kere te gaan. Hy's al van Julie maand besig. Kom ons vind uit hoe gebruik hy hierdie XIG's? Werk hierdie goed te vir hom en is dit nou actually iets wat jy in jou boerdery kan indruk? Dirk, hoe lyk dit? Moet ek vir sê môre Andrei? Jy sê so formeel, nee. Wel, die ouens weet ten minste wat jy Mayo noem. Gelukkig, nee. Want ons is al op Choopie, so het ek maar opgegee. Sê gou 'n bietjie vir my, jy's die Ottosdal area. Gee my gou so 'n oorsig. Hoe werk jou boerdery? Watse gewasse doen julle? Hoe loop die dinge? Alright, ons boer in Ottosdal distrik. Ons het hoofsaaklik mielies en sonneblom, dis die twee hoofkontant gewasse wat ons hierso rond plant. En ek het 'n geleentheid gesien wat my betref in die mark vir hierdie dronebedryf. Right, so sê gou vir my, jy het nou Julie laas jaar die drones gekoop. Hoekom spesifiek het jy besluit om hierdie rigting te gaan? Kom ek sê jou, ek het gesien daar's 'n klomp geleenthede. Dis interessant vir my gewees en ek besef maar skielik maak jy 'n klomp deure oop wat ons nooit toegang tot gehad het, soos blaarvoedings en daai tipe goed. En selfs hierdie applikasie wat ons nou doen, ek het getwyfel oor dit, maar die kunsmis toediening nou later in die seisoen, ons is reeds klaar met topbemesting. Maar ek besef, dis 'n seisoen waar daar potensiaal is. Ek kan ekstra kunsmis neersit. Ek sou dit nie kon gedoen het as dit nie vir hierdie stelsel was nie. En ek meen, kyk nou sommer soos hierso. Ek vat nou maar sommer net hierse, kan jy nou lekker sien op die grond. Hoe hy lê. En jy's happy met die verspreiding en hoe hy hom deurkry, nê? Ek reken so, ja. Okay, maar kom stap gou aan die drone toe. Verduidelik gou vir my, want daar's mos nou 'n klomp verskillende drones op die mark. Hoekom het jy gegaan vir die XIG ene? Alright, kom ek sê op daai stadium van die wedstryd het ek 'n bietjie navorsing gedoen en agtergekom op daai stadium, spesifieke stadium, was die XIG wat my betref 'n beter kwaliteit een en ek het meer gehou van die feit dat hy meer hektare per uur kon hanteer as die oppositie. Ja. En kyk, ek meen dit het nou al 'n bietjie verander weer met van die nuwe goeders wat ingekom het. Maar hoe dink jy stak hierdie op ewen teen die nuwe drones? Kom ek sê vir jou, die probleem van hierdie bedryf is, sodra jy hom goedkoop het, gaan daar waarskynlik binne 'n paar maande beter weergawe uitkom of nuwer tegnologie. Maar op die stadium van die wedstryd is dit kompeterend en die ding wat van die amper die belangrikste is die running cost is ontsaglik laag vergeleke met enige alternatief op die stadium. En het jy al enige issues gehad met, kom ons sê, 'n ding wat gebreek het op hom of so iets, parte, daai tipe van dinge? Al tot op hede nog niks. So hulle hardloop nog. Ja, die grootste ding wat my tot op hede onkant gevang het is 'n update op 'n simpel tyd waar jy ergens in die lande is en daar's ordentlik selfoonopvangsie. Nou, kom ons voor daai ander ene terugkom, nê. Gou hierso kyk. Ja, jy sien hier kom hy nou. Dis die kant toe staan. Want hierdie ding, ek meen daar's ons jou operator nou. En hy letterlik druk hom net, hy raak nie eens aan 'n kontrol nie, die ding kom land homself. Ja, presies so, ja. Ek moet sê dit maak dit ontsaglik eenvoudig. Dit is nie kompleks nie. Letterlik enige ou kan dit hanteer. En ek weet daar gaan drone weer. Goeie. En verduidelik my gou hierso, jy's nou besig om kunsmis te strooi. Hoe lyk jou opset wat jy het hierso? Alright, op die stadium van die wedstryd, toe ek het 'n klomp YouTube video's gekyk hoe werk die mense goeders en ek het besef maar die grootste ding wat jou gaan rem is die spoed waarteen jy die goed hervul. Ons het met hierdie voorstel vorendag gekom. Daar's 2 tanks. Die een tank word dan net aangemaak. Die ander tank, die regterkant se tank is letterlik net om die drones mee te vul. Die geel tank is die tank waar ons die gif in ingooi en hy word opgesuig bo in die stelsel en ons probeer dit so eenvoudig en maklik as moontlik hou. Ja. En dan verder hardloop jy net maak hom vol van daar. Van jou charging en hoe jy gewerk met 'n generator. Uitgevind hoeveel kVA's ons nodig het om gemaklik hierdie hoeveelheid batterye te kan laai en 'n bietjie surplus in die stelsel te hê en dis ons besluit het op hierdie groot kragopwekker. En jy het hoeveel batterye het jy per drone? 6 batterye per drone. En hulle hou by. Hulle hou by. Wat ons wel gesien het is die eerste keer wat jy opstyg en die batterye is nog nie op temperatuur nie, is jy geneig om so 'n bietjie uit tyd te hardloop, maar van daar af is dit goed as op temperatuur is werk en baie baggat. Dan hardloop by Dixa. En ek dink net hierso waar jy nou alles stoor, hierso is jou spuithouer en dan het ons
operator daar lekker daar onder die dak sit en jou water wat hier is, nee. Jy het al 'n lekker, wel, paar maande met hierdie goeders deurgewerk. Vir ouens wat kyk wat drones wil koop, nee, en nou in hierdie game wil implement, is baie min inligting nog oor die goed regtig beskikbaar in terme van uit boere se oogpunt die praktiese gedeelte. Wat is die hoofding waarna hulle moet kyk wanneer hulle besluit wat se drone om te koop? Alright, ek sal sê een van die belangrikste goed wat jy in gedagte moet hou is waarvoor wil jy hom gebruik? Hoe groot is die oppervlak wat jy wil kan diens met die ding? En dan 'n baie belangrike faset is die diens. Naverkope diens. Ja. As daar hartseer is, wil jy nie onbepaalde tyd staan nie. En dan ek dink die stelsel wat jy gaan gebruik, hoe jy hom gaan vul met sy kunsmis en of chemie, moet van so hard wees dat jy so min as moontlik staantyd het. Staantyd is die ding wat jou gaan duur te staan kom, tyd wat verlore gaan. Want ek meen, ons het nou terwyl ons nou gepraat het, hierdie bietjie, daar is die drone alweer terug en moet alweer vol gemaak word. So daai moet net soos 'n pitstop hardloop. Dit moet Formule 1 wees. Dis die kort en die lang. En hoe belangrik dink jy is dit die gewig of die liters van die drone of al daai goed in die algehele, kom ons noem dit nou met die pakkie van spuit en strooi? Menende hoe groot die tank is. Ja, die tank van die drone, die kapasiteit. Kom ek sê, ek dink is relevant, maar daar gaan 'n dalende meer opbrengs sommetjie wees langs die pad, waar dit amper sin maak om eerder dalk waarskynlik 2 kleintjies te hê as wat jy een reuse een het. Ek meen som gaan elke ou vir homself moet maak en vir sy spesifieke bedryf. En dis weer eens een van daai prysgoeders, al die goeders in ag geneem. Waarskynlik moet jy dit ook in berekening bring, want ek dink daar's 'n relevante verskil tussen die groter goeders en dalk van die kleiner modelle. En sê gou vir my, as ons nou gaan kyk in terme van die ouens wil dit altyd vergelyk. Dink jy ons is by 'n plek waar drones nou hoogloopspuite vervang? Kom ek sê my eerlike opinie is, ek dink jy gaan nooit 'n hoogloopspuit 100% vervang nie, maar wat wel die geval is dat jy baie druk van die hoogloopspuit afhaal. Ek meen spesifiek hierdie jaar het ons gesien waar die ouens gesit het met lande wat onsaglik nat was en gereedskap wat vassit. Het ons dit reg gekry om letterlik boor water te spuit met hierdie drones. So, hy's daai wat ek altyd vir die ouens sê is presies wat jy daar sê. Ek dink nie hy's 'n vervanging nie, maar dis 'n tool in jou toolbox as jy gaan vat. Gereedskap. Boerdery is risikobestuur. Hier's net nog 'n manier om daai risiko's te bestuur. Beslis, nee, ek is op dieselfde bladsy. Right, dit is Dirk Laas hierso van Ottosdal area. Okay, so as jy belangstel om vir jou 'n XIG of 2 of 3 of 10 aan te skaf, linkie bo vir onder en ja, dan kan jy bietjie met hulle gesels. Dis die van Farm Spice af tot volgende keer. Groete.